Baie welkom by die studie van Openbaring. Ons is vanaand by Openbaring 2. Ons het begin met die 7 gemeentes. Ons het 2 van hulle hanteer. Gewoonlik as mens begin met die eerste gemeente, dan vat dit so 'n bietjie langer, want jy moet baie goed verduidelik en dan van daar af gaan dit vinniger, tot 'n mens uiteindelik nie baie lank hoef stil te staan by die beelde nie. So kom ons hersien net vinnig, wat het ons reeds gehoor? Dat ons by die 3de brief kan uitkom. By die eerste brief, gerig aan Efese, het ons gesien, dis 'n pragtige gemeente, 'n gemeente wat baie gesteld is op waarheid, gesteld is op die inhoud van die woord van die Here. Mense word getoets, dwaalleer word uitgewys, die wat nie glo nie word ontbloot, of die wat dwaalleer verkondig word op die naam genoem. Ons het die naam van die Nikolaïte het ons raak gesien. Dis mense wat sê jy kan maar deel word van sekere aktiwiteite, jy hoef net nie daarin te glo nie. So jy hoef nie te glo dat waarmee jy besig is nie, maar jy kan besig wees met wat jy wil. En jy kan hoor hoe probleem is dit eintlik vir 'n Christen om daarmee besig te wees. En dit wat negatief gevind was dat hulle eerste liefde verlaat het en tot bekering moet kom. Die gemeente in Smyrna het ons gesien, was 'n gemeente wat veral gelei het onder vervolging en verdrukking. En ons sien daar in vers 9, die sinagoge van die Satan word genoem. Nou, sinagoge is 'n aanbiddingsplek van die Jode, en as die sinagoge dan 'n sinagoge van die Satan genoem word, is dit 'n baie, baie slegte naam wat hulle dan nou het, en dit pas nie. Vanaand gaan ons dan oor na die 3de brief, Pergamus. Vers 12 tot en met vers 17 word hierdie brief beskryf. Nou wat ek vir u van die begin af sê, en ek wil dit net weer herhaal vanaand, is u moet nou hierdie briewe vat as 'n geheel. Dit is definitief nie losstaande briewe wat net vir daardie gemeente van toepassing is, en vandag kan ons nou maar kies wat 'n brief ons nou uiteindelik wil hê moet vir ons iets sê nie. Elke brief sê iets van die kerk van Christus vir vandag steeds. Want die omstandighede wat in hierdie gemeentes was, is nie unieke omstandighede nie. Dis inteendeel omstandighede wat ons vandag nog kry, en omstandighede wat van toepassing is nog steeds in die kerk van Jesus Christus. So dit bly dieselfde. So ons gaan kyk na die gemeente se omstandighede, maar die 3de brief beteken ons herken dalk die gemeente in Efese, want dis dalk die gereformeerde kerk. Ons weet nie. Maar ons kan dit baie maklik eien. Gereformeerde kerk in die 70s, 60s, 50s, maak nie saak watter jare ons in hierdie kerk as gereformeerd van belydenis ingekom het nie. En ons kan baie maklik ons sê dit kan 'n gereformeerde kerk wees, Efese. Smyrna kan ons sien as 'n kerk, as ons vandag kyk, kerke wat al van vroeë tye af onder vervolging gelei het, kon enige tyd die brief van Smyrna lees en beproewing beleef het en daardeur troos kon ontvang. Pergamus, 'n ander gemeente. Ons lees vanaand saam vanaf vers 12. En skryf van die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Nou die inhoud van die brief, of hierdie brief word weer gedeel in 'n inleiding en dan inhoud. Nou die inleiding, vers 12 gee vir ons die inleiding wat ek pas gelees het, die engel van die gemeente in Pergamus, die een wat die boodskap ontvang, dit is die boodskap vir Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Nou wat is 'n tweesnydende swaard? 'n baie skerp swaard, gevaarlike swaard, jy kan enige kant toe kan jy sny. Nou, wat staan in Efesiërs 6? Blaai gou vir my soontoe. Efesiërs 6. Kyk na die wapenrusting van God. Soek vir my 'n skerp tweesnydende swaard. Begin vanaf vers 10 kyk.
Wat een is die swaard? Vers 17. Vers 17 is die swaard. Die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Nou, watter woord word hier verwys in Efesiërs 6? 6 vers 17. Watter woord is dit? Dis vir die gelowige die Bybel. Dis vir 'n gelowige die Bybel. As jy die wapenrusting van God aantrek en jy moet teen die geeste in die lig, moet jy jouself kan verdedig. Hoe verdedig jy dit? Hoe het Christus homself verdedig teen die bose gees self, die Satan in die woestyn? Hoe het hy dit gedoen? Daar staan geskrywe. Die Satan het gesê, daar staan geskrywe, en Jesus het geantwoord, daar staan geskrywe. Waarmee het hy geveg? Met sy woord, met die woord van God. En as Jesus dan hierdie inleiding gee, want dit is wie dit gee, dit sê wie? Die een wat die skerp tweesnydende swaard het, wie het daai swaard? Christus het daardie swaard. Hy het daardie swaard. Wat gaan hy met daardie swaard doen? Die swaard van sy woord. Wat het hy gedoen met sy woord? In die begin het hy gesê, laat daar lig wees. Hy het geskep met sy woord. Hoe gaan hy maak met sy woord aan die einde? Hy gaan herskep met sy woord. Hy gaan ook vernietig met sy woord. So as jy kyk na vers 16 ook. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Kan jy sien waar die swaard met sy woord sal hy dan vernietig. So hou dit in gedagte, dis die inleiding en die slot. So dit soos 'n toebroodjie, soos iemand kan sê, soos 'n toebroodjie maak hy toe, maar wat sê die Here? Hy is magtig deur sy woord. Hy sê vir die vrugteboom, verdor, en dit verdor. Hy sê vir die see, die storm, word stil, en dit word stil. Kan ons dit doen? Wat sê die Word of Faith beweging? Kan ons dit doen? Ja, hulle sê, as jy sê, dan spreek jy dit oor jouself, want jy skep. Is ons God of is ons mens? Goed, daar's 'n dwaalleer. Hoor die dwaalleer? Ons kan dit nie doen nie. Ons het nie die swaard van die woord. Ons het nie die swaard van die woord nie. Dis God se woord alleen. Ons het dit nie, hy het dit. Goed, vers 13. Ek ken jou werke. Hier is ons by die inhoud. Elke gemeente het positiewe en negatiewe sake, of net negatiewe sake, of net positiewe sake. Hierdie gemeente het positiewe en negatiewe sake, vers 13, die positief, vers 14 en 15, en tot en met 17, negatief. Nou, kom ons lees vers 13. Ek ken jou werke in die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vas aan my naam, en het die geloof in my nie verloor nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle, waar die Satan woon. Goed, wat weet ons van die troon van die Satan? Wat beteken troon? Ons vat elke woordjie wat ons sien, en ons probeer net verstaan wat sê die woorde. Wat is 'n troon? Symbool van die troon. Wat beteken dit? Heerskappy. Altyd heerskappy. So, ons sien dit hier, jy gaan altyd die troon vereenselwig reg deur die boek met heerskappy. Jy gaan 'n kroon altyd sien as heerskappy. So wanneer jy kroon, troon en hierdie koninklikheid, die sake van heerskappy raak sien, onthou dit beteken heerskappy. En as ek die verbinding sien, troon van die Satan, wat hoor ek in daai verbintenis? Heerskappy van die duiwel. Heerskappy van die duiwel. So wie is die baas as die heerskappy by die duiwel is? Satan is die baas. So wat doen hy dan? So hoor wat sê die sin. Ek ken jou werke in die plek waar jy woon.
Jou blyplek word geken aan die heerskappy van die Satan. Is dit 'n lekker plek om te bly? Ongelooflike moeilike plek. Wat sê Jesus? Hoekom is dit in die positiewe lig gesê? En jy hou aan vas aan my naam. Aan wie het jy nie vasgehou nie? Aan die heerser nie. Goed. So, want duidelik is die stad Pergamus 'n plek waar dit nie maklik is om gelowig te wees nie, in Christus Jesus nie, maar is baie makliker om vas te hou aan die duiwel en die duiwel se saak, want hy voer heerskappy. So die stad is in die beheer van die Satan. Hoe weet ons dit? Hoe sal ons dit kan eien? Hoe sal jy weet daar is heerskappy van die Satan in so 'n stad? Hoe sal mense dit weet? Blaai gou na Galasiërs 5 vers 17 en kyk vir my of jy kan sien wat sou simptome wees van 'n stad wat deur die duiwel beheer word. Dis nie die enigste teks wat dit sou sê nie. Dis 'n teks wat dit sê, daar's meer. Galasiërs 5 vers 17. 'n plek. Ek kan van 16 af ook lees. Maar 'n plek wat vers 17 sê, wat begeer teen die gees, met ander woorde in vyandskap teen die gees van God is. 'n plek wat teenoor die gees se wil leef. Vers 18 sê, as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie, en die werke van die vlees is openbaar. Vers 19 sê dan die volgende. Dit wat julle sal sien is die werke van die vlees. Vleeslike werke beteken werke wat sondig is, omdat dit in opstand is teen die gees van God en teenoor die gees vyandskap is teenoor God self. So, ons moet die vyandskap sien. As jy die troon van die Satan raak sien, moet jy sien wat doen die Satan. Wat wil die Satan hê moet gebeur? Mense moet in opstand wees teen wie? Teen Christus. En as jy in opstand is teen Christus, is jy vyande van Christus. Openbaring 12:13 gaan sê, ons het 'n anti-kris en 'n valse profeet. En wanneer ons met 'n valse profeet en 'n anti-kris doen, het moet ons teen Christus wees. As die Satan teen Christus is, en hy is, sal hy wil hê jy moet doen werke van die gees of werke van die vlees? OK. Nou kyk bietjie na wetgewing. Kyk bietjie na liberale wetgewing. Ons ken dit, daai woord liberaal ken ons al goed. As jy liberale wetgewing toets, is dit geesvervulde wetgewing, met ander woorde God se gees, of is dit vleesvervulde wetgewing wat sê ons het vryheid nodig en ons sal kan doen wat ons wil? Want daar staan 'n vers, dit het daar letterlik gestaan, vers 17, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. 'n Liberale wetgewing sê jy kan doen presies wat jy wil. Dis nogal 'n belangrike beginsel. So as jy onder die heerskappy van die Satan wil funksioneer en jy sê ek wil vleeslike begeertes laat seevier, sal jy liberale wetgewing wil hê. Het jy al gehoor van wat is hierdie reënboog ding? Daai lang afkorting. Goed. Hulle het 'n begeerte om vryheid te hê van alle dinge. Goed. En dan Galasiërs stel vir ons dit so. Voorbeelde. Vers 19. Die werke van die vlees is openbaar. Met ander woorde, dis nie geheime nie. Dis bekend. Oorspel. Dit seksuele sondes, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Afgodery. Met ander woorde, enige god kan jy maar aanbid. Towery. Jy het nie nodig dat God in beheer is nie, maar 'n ander godheid moet die beheer hê. Vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Gaan lees ook hierdie sondige toestande in ander vertalings, vers 19 tot 21. Nou is die vraag, terug by Openbaring 2.
ek ken jou werke, ek ken die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, waar die troon van die Satan is. Daar is genoeg afgoderry beskikbaar in Pergamus. Een van die afgode wat daar is die afgod Asklepios. Het al gehoor van Asklepios? Die was al in die mediese bedryf, wie het gewerk in die mediese bedryf? Die symbool van die mediese bedryf het so 'n paal met 'n slang om. Goed, waar kom dit vandaan? Uit watter Griekse mitologie kom dit vandaan? Die slang het genees. Die slang het genees. Dit kom daarvan af. En dis nie noodwendig die duiwel nie, maar dis 'n slang wat genees het. En die slang is toe aanbid. Daar's 'n tempel gewees vir Asklepios. Daar was selfs, lees in hierdie kommentaar van Prof. Adendorf, dat hy sê dat daar selfs klinieke was by die tempel. Klinieke by die tempel. Wat? Geloof, en hy was genoem Asklepios die verlosser. Asklepios die verlosser. En as die troon van die Satan nie ook hierin vervat word nie, as een van die gode, maar dit was nog 'n belangrike godheid, dat die verlosser wat jou kon genees, jou kan genees, dan kan jy vashou aan iets wat nie waar is nie. Want wie alleen kan genees? Daar's net een wat kan genees. Dis een van die gode, die troon van die Satan is daar by jou. Multitempels, en dit is een van die tempels wat daar is. Weereens, die troon van die Satan is beskikbaar, want jy kan aan 'n ander god vashou as die een wat jy aan moet vashou. En jy hou vas aan my naam, en het die geloof in my nie verloor nie, selfs in die dae waarin Antipas, my getroue getuie was, wat gedood is, by julle waar die Satan woon. 'n martelaar vir Christus. Sodat daar amptelike vervolging is so. Keiserlike aanbidding, een van daardie hoofstede, is baie belangrik dat hierdie plekke, almal moes keiserlike aanbidding gehoorsaam, en as jy nie geglo het dat die keiser God is nie, sou jy kon sterf. As jy nie geglo het Asklepios is God nie, kan jy sterf. Vervolging is so. Is 'n baie belangrike deel van aanbidding in daardie tyd van die geskiedenis. So, wat is die positiewe woord hier? Julle woon daar waar daar verskriklike moeilikheid is, maar julle hou vas aan julle geloof. So, wat sal ons vir iemand in vervolging kan sê? Net soos in die dae van Pergamus. Mooi so, volhard in die geloof. Sal dit vir so iemand in so 'n gemeente kan sê. Dan, negatief. Vers 14, ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het, wat vashou aan die leer van Bileam en Balak. Van Bileam en wat Balak geleer het, om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. Goed, hier's baie inhoud. Vers 14 is vol van die geskiedenis van die Ou Testament, maar ook in die Nuwe Testament. Goed, die name wat ons daar raak lees is Bileam en Balak. Wie onthou van Bileam? Iets van Bileam. Wie onthou van sy donkie? Goed. In Numeri 22 lees ons van Bileam en sy donkie. Nou Bileam was 'n profeet en Balak was 'n koning. Hy wou gehad het, dink is die koning van Moab. Hy wou gehad het dat Bileam die Israeliete moes vervloek. En hy probeer om Israel te vervloek, maar elke keer as hy wil, dan gee hy vir hulle 'n seën. En dan probeer hy weer, en dan gee hy vir hulle 'n seën. Hy het hulle nie minder as 3 maal geseën. Want dis wat God wou hê moes gebeur. En uiteindelik is Bileam saam met die volk gewees, en daar was fees, en dis waar hierdie afgoderry ding ingekom het. Numeri, as ek die hoofstuk reg het, Numeri 23. 31, daar tussen 23 en 31 kan jy gaan lees die geskiedenis van Bileam en Balak. Maar uiteindelik is Bileam gedood met die swaard, Balak is ook gedood. Wat gebeur het, is die verleiding wat Bileam veroorsaak het, is dat daar 'n vermenging van godsdiens was. Dat die Baal godsdiens aanvaarbaar geag was, hulle het saam
geleef en hulle het saam, hoe sal hulle sê, saam gehoereer. So daar was saam oorspel bedryf en dit was vir die Here afgryslik om te sien. So dis in daardie geskiedenis. Ek gaan lees dit gerus, Numeri 22 regdeur tot by 31. Dan lees daardie stuk geskiedenis waar hulle voorkom. Maar hoekom was die afgodsoffer so groot krisis? Blaai gou vir my na Handelinge 15. Handelinge 15 gee vir ons 'n Nuwe Testamentiese agtergrond ook oor die Griekse wêreld, met ander woorde die wêreld buite Israel. Jy sal sien, dit gaan oor 'n vergadering wat gehou was, wat die apostels gereël het. Handelinge 15. Reg. Ons lees daar vanaf vers 27. Handelinge 15 vanaf vers 27. Die vergadering het so gegaan, die Jode wou graag gehad het, dat die Grieke, met ander woorde, hulle wat buite Israel is, en tot geloof gekom het in Christus, die gebruike van Israel moes aanvaar. Met ander woorde, hulle moes besny word, hulle moes deel word van die geloofsgemeenskap, maar hulle moes die gebruike van Israel aanvaar. Maar hulle het nie so groot geword nie. Het was nie deel van hulle geskiedenis nie. En toe is daar gevra, maar wat moet ons nou maak? Want Paulus het selfs met Timoteus besny, en hy het evangelisasie gedoen, en hy het saam met Paulus gereis, hy is besny. Wat moet ons nou doen? En die hele vergadering kom uiteindelik by die volgende besluit. Vers 27. Ons het dan Judas en Silas afgevaardig om ook mondeling dieselfde berig te bring, want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle, daai julle verwys na die Grieke, om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge. Hier is hulle finale besluit. Dat julle heel onthou van afgodsoffers, met ander woorde, julle nie moet eet van afgodsoffers nie, en van bloed, en van wat verwrig is, en van hoerery. As julle heel hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. Dit is die boodskap. Dat julle nie afgodsoffers moet eet nie, nie bloed moet eet nie, of drink nie, en wat verwrig is, en van hoerery nie. Dis al wat julle self van onthou. Julle moet julle self rein hou voor die Here, en dis al wat van die Griekse gemeenskap verwag word. En dis vandag ons. Want ons kom nie uit Israel nie. Dis van die Griekse gemeenskap wat van ons verwag word, is dat ons nie onsself aan afgodsoffers moet verbind nie bloed moet drink of eet nie, en wat verwrig is, en van hoerery. Met ander woorde van onsedelikheid ons onsself weerhou. So wanneer, vers 14 Openbaring 2, die sê dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam en Balak geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. Dis twee van die elemente wat van die Griekse kerk nie verwag word nie. So gewone sake is gereël. Dit was ou nuus, hierdie sake. Israel mag dit nie gedoen het nie. Geen afgodsoffer mag geëet word nie. Afgoderry was nie geduld in Israel se geskiedenis nie. Nergens. En wanneer dit gebeur het die Here dit ook hoerery genoem. Hy het selfs afgoderry hoerery genoem, want dis 'n verhouding tussen God en sy bruid. En hierdie bruid is Israel. En dit beteken dat die bruid nie haarself moet verontreinig nie. Die bruid moet haarself rein hou voor die Here. Dis 'n baie belangrike saak. So wanneer dit gebeur, word hierdie gemeente in 'n krisis geplaas. Hulle sit hulle self in 'n krisis. Hulle maak gebruik van afgodsoffers. Nou in Korinte was daar ook gepraat van afgodsoffers wat geëet is, want dit was die vleis wat in die stad beskikbaar was. As jy geweet het dis 'n afgodsoffer, dan eet jy nie vleis nie. Dan doen jy dit nie. Ons het die studie in Korinte ons het raak gesien. Jy eet nie afgodsoffers nie. En dit is wat die Here teen hulle het. Julle gee nie om wat julle doen nie. Julle kan nie maak soos die Nikolaïte wat sê, jy kan doen wat jy wil, maar dit het geen impak op jou geloof nie. Jou dade moet by jou geloof pas. Dit moet getrou word. En hoerery
totaal onaanvaarbaar. Dis eintlik 'n beginsel reg deur die skrif. Heilig leef voor die Here, een man met een vrou. En dit in 'n huweliksverhouding. En dan vers 15. Die volgende saak waaroor daar negativiteit is. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Dit het ek net genoem. So dit wat hulle daar doen, lyk soos die Nikolaïte se leerstelling. En dis wat hulle ook dan hulle self aanskuldig maak. So punt 2. Bekeer jou, vers 16, anders kom ek gou na jou toe en sal teen jou hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Bekeer jou. So die brief van die kerk is, daar is sake waarin ons moet aandag gee. Ons word vervolg, maar ons kan nie oorgee nie. Wat doen ons as ons oorgee? As ons begin lyk soos die res van die samelewing. Wat het ons prys gegee? Filippense 2 sê, ons het ons lig prys gegee. Ons het ons getuienis prys gegee. Soos ons dit doen, het ons 'n probleem. So bekeer jou van hierdie gedrag. Ons kan nie daaraan deel bly nie. So draai weg van hierdie sondige gedrag en weerhou jou daarvan. Hoekom? Want die Here sal kom, die slot van hierdie brief sê, ek kom gou na jou toe met die swaard van my mond. So wie gaan praat? Christus gaan praat. 17 sê, wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin. Sal ek gee om te eet van die verborge manna. Ek sal hom gee die wit keursteen. En op die steen 'n nuwe naam skrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. So wat het die ander verse gesê in die slot? Iemand wat volhard kry wat? Nee, kry wat? Die ewige lewe. Almal wat volhard, kry die ewige lewe. As ek jou verborge manna gee, wat is dit? Manna wat jy nie kan sien nie. Gaan die manna sleg kan word? Dis brood van die ewige lewe. Goed, so dis die vertaling daarvan, is brood van die ewige lewe. Wat is 'n keursteen? Wat is 'n keursteen? Waar het ons die woord keursteen raak gelees al? Nog nie? Edelstene wat die priesters gebruik. Dis reg. Ons het edelstene gehad wat op die priester se kleed vas was. Onthou jy daar het name gestaan op daardie gesteentes. En wat het daai name beteken? Wie se naam was dit? Naam van die stam of die naam van God was daarop. Hoekom? As ek nou reg oor die naam van God? Dink nie ek is nie. So kom ons skrap daai kommentaar. Skrap daai. Dis verkeerd. Maar die stene was verteenwoordigend van wie? Van God se volk. Daar was 12 stamme en elke stam was teenwoordigend, maar daar was 2 stene op die skouer kleed van die hoëpriester. Ek kan nie onthou wat daarop staan nie. So ek praat nou onder korreksie. Ek weet nie waar gaan ons dit vinnig kry nie. Eksodus wat? Wie tyd om gou te soek? Eksodus wat? Goed. Krap iemand gou vir my daar. Ons kyk of ons dit kan kry. Want ek dink dit het 'n verwantskap ook. Wat is die keursteen se funksie? Watter kleur is die steen? OK, wat sou die wit beteken? Altyd rein, gewoonlik die kleur wit, altyd rein, heilig, afgesonder. Die keur is 'n belangrike woord. Keur, as jy die keurstem het, wat kry jy? Die laaste stem, die belangrikste stem. 'n Keursteen is die belangrikste steen. Dit gaan daaroor. So as jy die keursteen kry en jou naam is daarop, wie het dit geskryf? Wie het jou naam geskryf op daai steen? Die een wat kan skryf op die steen. Wie bepaal die name? Kan jy hoor wat, soos jy hoor van die boek van die lewe, jy sal dit ook ergens hoor in die brief, in die res van Openbaring. As jou naam geskryf is in die boek van die lewe, wat beteken dit? Jy het lewe tot in ewigheid. Al hierdie simbole van die slotte is bemoedigend om te sê, jy sal lewe tot in ewigheid. So die aardse stryd, en dis wat ons moet verstaan van hierdie eerste 11 hoofstukke, is die aardse stryd is werklik swaar.
Dis nie maklik vir die kerk nie. En as hy vir ons sê, en hy troos hierdie gemeente, as jy hoor, en jy luister, en jy oorwin, sal ek vir jou kos gee wat nooit sal ophou nie. Ek sal vir jou, ek gee vir jou 'n steen, 'n keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Ek skryf vir jou 'n nuwe naam, 'n baie besonderse naam. En niemand ken jou naam nie, ek ken jou naam. In hierdie stad wil niemand jou ken nie. In my stad sal ek jou ken. Hoor mooi troos die Here. In my stad sal ek jou ken. So. Sal jy ook deur beproewing gaan, want ons weet hoekom. Dis die motivering. Hoe motiveer die Here sy kinders om te volhard? Vraag jy oor hierdie gemeente? Kan jy nou sien die oorhoofse brief. So die vermaning is skerp, die bemoediging is goed. Bekering is noodsaaklik. Die kerk van Jesus Christus moenie soek onder die gewig van die boosheid nie. Ek het so 'n bietjie gaan oplees oor daai keersteen. Wat hulle gesê het, omdat daai tyd se mense kon nie lees nie. En dan is daar, as jy nou uitgenooi word na 'n baie grand party toe, dan word daar 'n wit steen aan jou, 'n steen aan jou gegee, wat sê, ek mag hier ingaan. Dis reg. Dis toegang. Ja, dis vir my, of hierdie ook sê, ek gee vir jou daai wit keursteen, vir toegang na my. Goed. Ja, daar's 4 betekenismoontlikhede op daai. Dis een van die 4. Want een wat ek nou genoem het is ook een. Maar gaan nie verveel met al die betekenis nie, want maak mens moeg. Toegang. Blyplek. Jou naam is nuut. Jou naam is vas. Dis ek. Alles reg. Die betekenis verander nie deur daardie ekstra nie. Dit word net sterker. So, hoor net die gesamentlike slotte. As jy al daai slot boodskappe bymekaar sit, hoor hoe beloof die Here dit in sy pragtige manier van vastigheid. Goed. Ja. Eksodus 28 vers 11 praat van die profeerwerk wat op die siel op die steen gedoen moet word. Dis 2 stene. Dis reg. 6 op die een, 6 op die ander ene. En dan moet dit in kassies van goud vasgesit word. En die 2 stene moet op die skouerstukke van die skouerkleed bevestig as gedagtenissteen vir die kinders van Israel. Maar Aaron moet hulle name op sy 2 skouers dra voor die aangesig van die Here om hulle in gedagtenis te bring. Okay, die 2 stene, is dit 12 stene of 2 stene? 2 stene, 6 name op die een, 6 name Goed. So, hoor nou net, so gee net die teksvers, Eksodus 28 vers. 28 vanaf vers 11 af. 11 tot? Eintlik van 9 tot 14. Eksodus 28 vers 9 tot 14. Skryf dit net ergens neer. Wanneer die keursteen, die stene wat op die skouerkleed van die hoëpriester gesit word, 6 name op die een, 6 name op die ander, is dit Israel. En as daardie stene Israel voor die Here dra, of op die skouers van die priester dra, wat verteenwoordigend is van die Here, dan is dit toegang. Ook vir Israel. Dit is ook vir Israel toegang. So sien die lang lyn van voorbeeld en dan belofte. Voorbeeld en dan belofte. So dankie vir daardie teks. Eksodus is bietjie lank om vinnig daai tekste so in die kop te hê. Maar ons het dit gedoen toe ons aan die priester gekyk het, en ek bly ons het dit gedoen, dat ons dit net so kan onthou. Goed, ons is by die 4de brief. Die gemeente aan Thyatira. Vers 18 begin met skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper. Vers 18 gee weer vir ons 2 stukke inhoud. Dit word gerig aan Thyatira, die engel, soos in elke gemeente, die boodskapper, die boodskap vir die gemeente. Wie gee die boodskap? Christus. Hoe verwoord word hy nou verwoord? Weer. En dit is ook 'n opdrag. Jy moet elke keer waar Christus genoem word, sien hoe word hy beskrywe. Want dit gee vir ons 'n karakter om God te leer ken en in sy grootheid en sy gesag, wie hy is.
Dit sê die seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Nou, wat is 'n vuurvlam? As jy oë het soos 'n vuurvlam, as jy kyk met 'n vlam en ek dink ek ken een wat soos 'n vlam kan kyk. As jy bekyk word met 'n vlam, dan is die oordeel groot en die einde naby. So, gaan ek 'n kans vat met iemand wat oë het soos 'n vuurvlam? Nee, ek sal nie. Is dit hoe hy beskrywe was in Openbaring 1? Vers 14 en 15. 14 en 15 het dit so gesê, hoe hy homself openbaar het, hoe Johannes hom gesien het. Vers 14 sê, sy hoof en hare was wit soos wol, sy hoof en hare was wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. Sy voete soos blink koper wat gloei soos 'n oond. Daai gloei soos 'n oond is nou nie in die brief gesê nie. En sy stem soos die stem van baie waters. Ons het gekyk hoe groot Christus is. Hoe groot hy is. En as sy koper gloei soos 'n oond. Blink koper wat gloei soos 'n oond. En hier sê hy van homself, dis die seun van God wat ooit soos 'n vuurvlam en sy voete blink soos blink koper. Dan is dit dieselfde, dan sit hy wat homself in sy magtigheid openbaar. Blink koper word ook veral as deel van die vakmanne se werk, die gilde wat met koper gewerk het, dit sal hulle ook herinner aan waarmee hulle werk. Maar dit wys sy grootheid aan. Dan, vers 19, praat van dit wat positief gevind word in die gemeente. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werk en die laaste is meer as die eerste. Vergelyk gou daardie met Efese. Wat het daar gestaan van Efese? Dit het ek teen jou was jou eerste werke beter as jou laaste of jou laaste beste as jou eerste? Efese se eerste werke was goed en sy laaste was sleg. Wat sien ons van Thyatira? Net die teenoorgestelde. Die laaste werke was beter as die eerste. In hoeveel gemeentes gaan dit so? Dat dit beter word in 'n gemeente. Dat daar bekering is en geloofsgroei is. Dis tog iets kosbaar. Dis vir die Here prys. Ek ken jou werke, liefde, diens, geloof, lydsaamheid. Net daardie twee woorde, liefde, diens. Daarby geloof, daarby lydsaamheid. En dan word werke weer genoem. Werke, al hierdie goed en weer werke. Wat sê dit van die gemeente? Is dit 'n prachtgemeente? Dis 'n gemeente wat 'n mens kan begeer om in te wees. Want geloof en geloofsgroei, geduld in 'n gemeente. Wie van ons het nog geduld? Het raak al hoe moeiliker. Hoe langer mense in 'n gemeente is, het ons meer of minder geduld? Veronderstel om meer te hê. Het ons meer? Hoe lank is ons al in die gemeente? Wie van u is al lank in die gemeente? Lewenslang amper. Voel so, né? Goed. Dink bietjie aan die eie lewe en die eie geloofsgroei in die gemeente waarin ons nou is. En in hoeveel gemeentes u al was. Van kinds af, hoërskool, naskool. Dink bietjie waar het die geloofsgroei plaasgevind? Waar het jy die meeste groei beleef? Gaan bietjie deur daardie raamwerk van die lewe en toets dit aan hierdie gemeente. En vra die vraag, is die laastes beter as die eerstes? Of is die eerstes maar beter as die laastes? Iets om te gaan dink oor, né? Want dis iets wat ons moet verstaan. Gemeentes wat geloofsgroei beleef,
is gesonde gemeentes. Nie noodwendig in getalle nie, maar gesond in lewe. En dis 'n baie belangrike beginsel om te hê. Gaan dink oor hierdie gemeente se positiewe punte en gaan toets dit in die gemeente waarin jy nou is. Vers 20. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet, dat dit ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. Klomp sake. Kom ons kyk eers. Wie is Isebel? Wat het ons van haar gelees? Wat het ons van Isebel gelees? Dit was vrou van koning Agab. Sy. Die vrou van koning Agab. Wat was haar groot probleem? Natuurlik het sy niks van Elia gehou nie. Hy was nie baie lief vir hom nie. Hoekom nie? Wat het Elia gedoen? Hy het teen die Baal profete gestaan. Hy het die Baal godsdiens verag, want dis dat hy in 1 Konings 18 vra Elia, waarom staan julle onder hinker julle tussen twee gedagtes? Of julle is vir die Here of julle is vir Baal. Vandag moet julle besluit neem. En dan die groot gebeurtenis op die berg, waar die Here in 'n oogwink 'n dier verteer, en die Baalprofete heel dag gestoei het om dit reg te kry, en dit het nie gebeur nie. En 400 Baalprofete word gedood op een dag. En dan is Isebel baie kwaad. Baie kwaad. So Isebel was nie die koning nie, of die koningin nie. Sy was die koning se vrou. Maar sy het baie invloed gehad. En sy het nogal veroorsaak dat die Baal godsdiens deel van Israel se godsdiens word. Dis amper iets wat Salomo mee gestoei het, want hy het nogal met vroue getrou wat nogal verhoudings tussen ander volke en hulle moes versterk, en toe wil hy nie oorlog maak, hy het geglo, daai mense sal nie teen hom oorlog maak nie, maar nou het hy die afgoderry ingevoer, saam met daardie vroue, en hy het ook aan die afgoderry verkleefd geraak. Dis iets wat Salomo gedoen het, en dit is 'n groot probleem met sy baie vroue gewees. Nie net dat hy baie vroue gehad en dit ook 'n probleem was, maar dat dit sy probleem was waarmee hy geworstel het. Want die godsdiens wat hy toegelaat het om besig te bly, het veroorsaak dat hy ook afvallig geraak het. Maar wat Agab toe nou uiteindelik veroorsaak het, is baie goed. Nabot is doodgemaak ter wille van Isebel se begeerte, sê jy? Die wingerd van Nabot is gevat. Nabot wou nie dit verkoop het nie, maar hy is gedood en sy wingerd is gevat. En daardie dood van Nabot was 'n ernstige saak geweest. Maar Isebel het dit gedryf. Sy sê sy soek dit. En die dinge wat Isebel uiteindelik veroorsaak het baie drama veroorsaak. So wat Isebel word as simbool, want dis nie letterlik Isebel nie. Dis die simbool van Isebel. So ons kry dit waarvoor Isebel gestaan het. Isebel het gestaan vir afgodsoffers in daardie opsig dat die Baal godsdiens, 'n vrugbaarheidsgodsdiens, 'n oorspelgodsdiens toegelaat was in Israel. En hulle kon afgoderry bedryf, want dit was die godsdiens van die dag volgens Isebel. En oorspel was normaal en ontug was normaal, dit is hoe dit gewerk het. Binne die vrugbaarheidsgodsdiens, want Baal sorg, nie God nie, Baal sorg, nie die Vader nie, nie die God van Israel nie, maar Baal sorg. En as vir hierdie gemeente gesê word, dit wat ek teen jou het, hierdie gemeente is mooi,
maar wat hulle toelaat is dat valse leer, iets wat Efese baie sterk teëgestaan het, is valse leer. En hier word valse leer toegelaat, want Isebel word toegelaat as profetes, om te profeteer en te verkondig dat valse godsdienst aanvaarbaar is. Dis die profesie. En wat sy ook al profeteer, word toegelaat om geleer te word. En almal word verlei, sê vers 20. En almal word toegelaat om te hoereer en afgodsoffers te eet. En wat was die verbod wat die apostels gestel het? 2 van die sake is ook hier genoem. So die Christelike kerk moet wegbly van hierdie goed, en wat verkondig sy? Dis aanvaarbaar. En daarom is daar 'n groot krisis, want almal wat dit nou aanvaar, is besig om nie meer Christelike kerke te wees nie. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer. Is die Here genadig of nie? Ook baie. Tyd gegee, so hy het gewaarsku, moenie dit doen nie. Daar is gewaarsku. Hoekom? Liefde, diens, geloof, lydsaamheid. Lydsaamheid. Die gemeente was geduldig selfs hiermee. Maar die lydsaamheid het te ver gegaan. Daar's geduld gegee in tug. Daar's geduld gegee in waarskuwing, in vermaning, in bestraffing. Maar sy wou nie luister. Sy het haar nie bekeer nie, sê die Here. Vers 22. Ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf. Met ander woorde, oorspel beteken dat jy in 'n ontug verhouding ingaan. Met ander woorde, jy aanvaar haar as reg. Jy trou met haar idee in ontug. Met ander woorde, jy vereenselwig jou met daardie idee. En 'n seksuele verhouding word gebruik as verhouding. Hoekom? Omdat dit 'n diep innige gemeenskap is. En dis wat die Here Jesus wil hê ons moet hoor. Dit gaan nie oor seksuele aktiwiteit nie. Dit gaan oor wat het jy jouself aangedoen? Want dit is nie daar buite nie, dis na binne. Dis 'n interne saak, dis 'n geloofsaak. Dit vertroebel jou hele wese. Jy kan nie so geloof beoefen nie. Om aan te hou, om ongeloof in te voer, en te sê, dit sal my nie raak nie. Dink bietjie aan die Nikolaïte. Hoe werk die Nikolaïte? Ja, man, ek kan al hierdie goeders doen, dit sal my nie affekteer nie. Dit gaan jou affekteer. Dit gaan deel word van jou gedrag. Dit gaan deel word van jou gevoel. Dit gaan naderhand vir jou normaal voel. Waarom is ons so gesteld op die wet in die kerk van Jesus Christus? Dat jy kan weet wat is reg en wat is verkeerd. Want naderhand raak jou, ons praat ook in die kerk baie keer van, jy raak stomp. Jy raak stomp teen die skuldgevoel. Dat jy nie meer skuldgevoel het en dat jy maar die sonde doen en jou eintlik oorgee aan sonde teen die Heilige Gees. Want ek doen nou wat vir my lekker is, ek gee glad nie meer om wat die woord sê nie, ek gee nie om hoe dit voel nie, want dit voel nie vir my meer verkeerd nie, nou gaan ek aan daarmee, en ek vertrap die wet van die Here, en ek het hom nie meer lief nie, want ek is lief vir my begeertes. Dis die gevolg daarvan. As ek teen die Gees optree, dag vir dag, en die werke van die vlees begin oorwin, en ek begin die stryd teen die Gees wen, omdat ek doen wat die Gees nie wil nie, en dan sê die Here, goed, jou siekbed is nou. Dis hoe die siekbed lyk. Jy is in die kerk. Die kerk funksioneer, sonder wet, sonder Christus, sonder sy wil. Maar dis nou 'n stadige dood, dis nou 'n siekbed. Jy lê net, jy's nog nie dood nie, jy's nou besig om te sterf. Want dis wat die Here toelaat om te gebeur. En hier is Romeine 1 die agtergrond, né? Wanneer jy oorgegee word aan jou eie sondige begeertes en jou werke van die vlees, sodat jy begin sterf in jou sonde. Jy kan nie meer hoor nie, kan nie meer sien nie, kan nie meer eet nie, wil nie meer eet nie, wil nie meer deel wees van lewe nie en sal dan sterf.
Dis wat gaan gebeur. Dis die gevolg van 'n kerk Thyatira as jy jou nie bekeer nie. Want die Here gaan dan onttrek, net soos hy met Efese sou maak, en die kandelaar verwyder, hy staan weg, jy kom dit nie agter nie, jy is op 'n siekbed, jy is besig om te sterf, en jy weet nie jou gemeente is besig om dood te gaan nie. Dis hard. Ek werp haar neer by die siekbed, sê vers 22, en die wat met haar oorspel bedryf het in 'n groot verdrukking. So daar kom 'n oordeel wat die Here gee. Hulle sal verdruk word. Sy gaan in 'n siekbed. So die profesie sal stilgemaak word met siekte. Die profete sal siek word. En 'n groot verdrukking sal oor die res val. En hulle sal nie van hul werke bekeer nie. Hoor mooi, daar sal dan nie meer bekering wees nie. Hoor mooi wat is die oordeel. Daar sal nie bekering wees nie, mense sal nie wil bekeer nie. Nou het ek 'n harde woord wat ek wil deel met u. Wanneer die kerk van Jesus Christus in die Suid-Afrikaanse konteks vandag vir u sê, man, dit maak nie saak wat ons doen nie. En ons voer allerhande afgoderry in die kerke in. En ons weier om onsself te bekeer. En hervorming op hervorming is 'n poging en 'n poging, en dan breek nog weg en nog word weggebreek en nog word weggebreek. Die kerk bekeer nie. Nou praat ek van die reformatie van die 15de eeu. In die Suid-Afrikaanse konteks, in die 20ste eeu, en selfs nou in die 21ste eeu, lyk net so. Ons probeer veg van binne, En Rome het destyds gesê, julle moet maak soos ons sê. En ons staan nie meer by die Bybel nie. In die moderne tyd staan ons ook nie meer by die Bybel nie. En ons hoor daai hardnekkigheid wat die Romeinse kerk gehad het nog steeds vandag. Julle moet doen wat ons sê. Nie wat die Here sê nie. En hulle wil hulle self nie bekeer nie. Hulle wil nie wegdraai van hulle dwaling af nie. Inteendeel, hulle voer nog meer liberale dinge in, om meer toeganklik en meer ontvanklik te wees, en meer gemaklik te wees vir almal. Nou vra ons die vraag, is dit dieselfde kerk wat ons hiervan praat? Rome, 15de eeu, tot op hede? Rome, 15de eeu, tot op hede? Is nou al die 21ste eeu. Rome staan nog op dieselfde standpunte. Waar is Rome heen? En wanneer kerke vandag vernuwe tot hulle nie meer by die Bybel is nie, is hulle nie dan op dieselfde pad nie? En as die Here Jesus sê, ek werk haar neer op 'n siekbed, met ander woorde al haar profete, en as groot verdrukking, en hulle sal hulle nie van hulle werke bekeer nie. En dan vers 23, en haar kinders, met ander woorde die nageslag wat sal volg, sal ek sekerlik doodmaak. En al die gemeente sal weet dat dit ek is, wat niere en harte deursoek. Met ander woorde, ek is wat alles weet. En ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. Ek sal aan elkeen gee volgens julle werke. Julle werke is sigbaar voor my. Niemand gaan sê, maar ek het nie geweet ek doen dit verkeerd nie. Want dit was doelbewus gedoen. Selfs die opkomende geslagte. Van die 15de eeu af tot nou toe is 'n baie klomp jare en baie geslagte. En wanneer die 21ste en 20ste en 21ste eeu van reformatie in Suid-Afrika nog steeds dieselfde pad stap as wat reformatie gestap het in daardie tyd. Ons het minstens 3 wegbrekings nou al. En ons breek weg oor die skrif. God se woord. Dan vra ek nog steeds die vraag, waarmee is ons besig? Is ons besig om dit te wees wat Thyatira moet hoor? Is Thyatira dan nou nog nie gelees in hierdie kerke nie? Verstaan die kerke nog nie dat die Here praat met ons? Kerke wat hierdie boodskap moet hoor. Hoor die effek. God sê, dit wat hy teen Isebel het, is valse leer. Valse profesie,
wat baie verlei en aanhou met die verleiding tot almal sal sterf. Daar moet omdraaipunte kom. Daarvoor moet ons bid. Dis waarvoor ons moet bid vir die kerk van vandag. Dan vers 24, ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hoor jy die woorde van die apostels daar? Handelinge 15 is weer daar. Jy hoor die saak van hoerery en afgodsoffers. Nou hoor jy die apostelse woorde, ek sal op julle geen ander las lê nie. Die kerk het nie nodig om swaar gedruk te word nie. Ons het 'n ligte las, want ons las is in Christus. Ons het 'n baie ligte las, want Christus dra die las. Ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas aan wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin, die slot, aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed wat hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. En ek sal hom die môrester gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Goed, vanaf vers 25, hou vas aan wat julle het totdat ek kom. Wees standvastig. Wanneer jy klaar is en die tyd gekom het dat alles verby is, aan hom wat oorwin gee ek die ewigheid. Dis wat vers 26 sê, ek sal jou tot die einde toe bewaar en ek sal jou mag oor die nasies gee. Watter mag is dit? Regeringsmag. Om te regeer saam met Christus. Christus is die een wat regeer en die kerk sal saam met hom regeer. Christus regeer en die kerk saam met hom. Dan, die volgende stukkie sê, hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbruister. Want ysterstaf is hard en erdegoed breek soos niks. Die slaat hulle net stukkend. En hulle het, met hierdie erdegoed het hulle gewerk. So hulle het geweet presies wat 'n erde toestel is. Dis 'n kruik wat jy het en hy breek soos niks. En die yster vernietig dit. Dis die mag waarmee jy dan sal oorwin. Dit is net 'n voorbeeld van mag waarmee jy sal oorwin. Net soos ek ook van my Vader ontvang het, sal julle ook ontvang. En ek sê die môrester gee. Funksie van die môrester? Dis die eerste ster, né? Of die laaste ster. Wat is? Ja, dit sal die laaste wees. Laaste een wat jy kry in die môre. Die nuwe dag kom. As dit die môrester is, die nuwe dag daar, wie sal jou die nuwe dag gee? Christus sal jou die nuwe dag gee. Wie sal vir jou die ewigheid gee en die heerlikheid wat dit in alles omvat? Hy sal dit gee. So nog 'n stukkie by. Ons het gehoor van die keursteen, van die toegang. Ons het gehoor van die manna wat altyd vars sal bly. Die ewige brood. Die pragt van die ewigheid en die oorwinning daarin. Wie wil nie by die hemel wees nie? Hoor jy elke brief sê, hier's baie slegte goed wat Thyatira mee moet werk. Maar ten spyte hiervan is daar 'n oorwinning. En almal is nie besig om so deel van die stad te wees, soos wat die sogenaamde Isebel volgelinge is nie. Goed. Dis hoofstuk 2. So, ons het 4 briewe, en die kom nou agter 'n leerstellige gemeente, 'n vervolgde gemeente, 'n gemeente wat het Pergamus beleef. Pergamus het in besonder oor die troon van die Satan gehad, so vervolging. En hulle het Bileam en Balak, dat mense hulle verlei het en dat daar mense is wat in verleiding steeds geval het. En aan Thyatira, kan jy agterkom dat die gemeenskap van ongeloof 'n groot impak gehad het op die gemeentes. Jy kan dit sien.
Nou vra die vraag bietjie vir vandag. En gedink oor dis die gedagte wat ons moet dink aan. Ons moet die woord ken. Ons moet die dwaalleer kan ontbloot. Ons moet weet wat's reg en verkeerd. Maar ons moet ook waak oor ons gedrag. Daar's nog 'n sterk komponent en 'n sterk aksent op gedrag in 4 briewe. En daar's nog 3tjies oor. En die 4 briewe sê baie duidelik, die Here Jesus hou nie van wat hy sien en werke nie. Hoe lyk ons gemeenskappe vandag? Hoe lyk dit hier by ons? Hoe lyk dit op die plekke waar die wat inskakel betrokke is? Hoe lyk dit op ander plekke in die wêreld? Hoe lyk die kerk reg oor die wêreld? Het ons hierdie krisisse? Ek dink die antwoord is ja. En wat maak ons daarmee? As ek nou verstaan wat verdwyn in liturgie in vandag se moderne kerke, is die lees van die wet een van hulle. Dit is een van die eerste dinge wat weggevat word uit kerk uit. Want ons is nie wetties nie, sê baie. Wat is die impak van sonder die wet leef? Ons het nie 'n gedragskode nie. Ons het nie 'n liefde tot God, liefde tot mekaar beginsel nie. Wat se liefde is oor? Geen liefde. En dis 'n probleem. Jy kan nou warm wees soos jy wil, maar as jy nie weet wie jy moet lief hê nie, en jy weet nie hoe nie, hoe gaan jy dit funksioneer? Hoe gaan jy dit regkry? Hoe gaan jy dit gedoen kry? Dink daaroor.